almal, baie welkom by hierdie Sabbatsluiting vanaand. Ek wil julle uitnooi om saam met my 'n gebed te doen. Here, dankie dat ons hierdie Sabbat kan afsluit in U naam. Here, in U teenwoordigheid en ook met die teenwoordigheid van U Heilige Gees. Dankie Here dat ons 'n wonderlike Sabbat kon ervaar het in U teenwoordigheid. Lei ons nou, Here, in hierdie stukkie wat U as vars manna vir ons kom bied. Amen. Die stukkie wat ek vandag met julle wil deel is beloftes van bemagtiging. Hoeveel beter sou dit wees as ons lewens soos die van Jakob was, wat na sy nag van worsteling met die engel verklaar het: Ek het God van aangesig tot aangesig gesien en my lewe is behoue gebly. Genesis 32 vers 30. Jakob het 'n oorwinnaar met God geword as gevolg van sy vasberadenheid en deursettingsvermoë. As ons die oorwinnaarskroon verkry, moet ons elke beurt strek en elke krag uitoefen. Ons kan nooit in beweging gered word nie. Jakob het waardeloos en hulpeloos gevoel, maar hy was meer as net 'n man vir die ontmoedigende woorde en pile van die duiwel, terwyl hy in gebed met God geworstel het. Hy het die leer gesien wat van die aarde af na die hemel reik en magtige engele wat gestuur word om diegene te help wat die Vader aangeroep het. Daardie leer was Christus, wat die kommunikasielimiete tussen hemel en aarde herstel het. Jakob het in desperaatheid na God gegryp. Sy begeerte was om reg te wees met God bo alle aardse versoekings. Waarom praat jy en ek nie met God en vra hom vir sy hulp om sonde in ons lewens te oorkom nie? Hy wag vir jou en my roepstem. Ons kan met God praat en daardeur kan ons so met hom wandel. Ons kan honger na sy vriendskap. Ons kan dit begeer meer as kos en jy sal wonderlike dinge ervaar. In die geskrifte van die apostel skryf Ellen G. White en sy verduidelik dit so: die werk van transformasie van ongelowigheid na heiligheid is 'n voortdurende een. Ek wil amper sê 'n aanhoudende een. Dag na dag behartig God die mens se heiligmaking en die mens moet met hom saamwerk en volhardende pogings aanwend. Het julle daai woord gehoor? Volhardende pogings aanwend in die kweek van regte lewens. Dit gaan inspanning kos van ons om regte keuses en goeie keuses te maak en wyse keuses te maak. Hy moet genade aanwend en soos hy so werk aan die plan van herkenning, rig God hom op die glans van vermenigvuldiging. Ons verlosser is altyd gereed om die gebed van die berouvolle hart te hoor en te beantwoord, en genade en vrede word vermenigvuldig aan sy getroues. Hy skenk hulle met blydskap die seëninge wat hulle nodig het in hulle stryd teen die ewels wat hulle tuister. Dan is daar hier 'n pragtige gedeelte. Daar's eintlik 'n paar mooi beloftes in Openbaring, maar ek gaan net ene noem wat vir my uitgestaan het, en dit was Jeremia 32 vers 27. En dit sê, kyk, ek die Here, die God van alle vlees, is daar iets te wonderbaar vir my? En dan Openbaring 21 vers 7 is my die heel mooiste belofte. Ek wil sê dis 'n oorwinnaarsbelofte. Hy wat oorwin, sal alles beerwe. Dink daaroor, as u oorwin, sal u alles beerwe.
en ek sal sy God wees, en hy sal my seun wees. Natuurlik is elkeen van hierdie beloftes vir beide die seuns en dogters van God. Wat 'n vreugde sal dit wees om vir ewig in die lig van ons Vader se teenwoordigheid as sy kinders te wees. Dit is rotsvaste beloftes van God en in elke belofte is die krag om hulle 'n werklikheid te maak. Kinders, laat niemand julle mislei nie. Hy wat geregtigheid beoefen, is regverdig, net soos hy regverdig is. Maar hy wat sondig, is uit die duiwel, want die duiwel sondig van die begin af. Hiervoor is die Seun van God geopenbaar, om die werke van die duiwel te vernietig. Elkeen wat uit God gebore is sondig nie, want sy saad bly in hom en hy kan nie sondig nie, omdat hy uit God gebore is. 1 Johannes 3 vers 7 tot 9. Deur gebreke in die karakters werk Satan om beheer oor die hele verstand te kry. En hy weet dat as hy hierdie gebreke gekoester word, hy sal slaag. Daarom probeer hy voortdurend om die volgelinge van Christus te mislei met sy noodlottige drog redenering, dat dit vir hulle onmoontlik is om te oorkom. Laat niemand dan hulle gebreke as ongeneeslik beskou nie. God sal geloof en genade gee om hulle te oorkom. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir u genade, dat u dit sal meng met geregtigheid, dat u, Here, weet wat is in elke hart, en u weet, Here, dat ons u liefhet. Dankie, Here, dat hierdie proses van transformasie nie gaan ophou totdat u kom nie. Here, berei ons voor vir u koninkryk, sodat ons eendag as u kinders voor u kan staan. Dankie, Here, dat al die beloftes en openbaring, u dit geskryf het spesifiek vir ons in hierdie tye, sodat ons bemoediging daardeur kan vind, sodat ons dankbaarheid kan hê in ons harte daarvoor. Ons loof u, Here, omdat u vir ons die pad aanwys, en omdat u tree vir tree met ons stap. Ons dankie daarvoor, en ons vra ook, Here, dat u al ons sonde sal vergewe, en ons sal wit was soos sneeu. Mag ons voor u staan, Here, ook heilig en regverdig en goed. Bekleed met u, Here, en u heerlikheid. Ons sien uit om u eendag op die wolke van die hemel te ontmoet. In Jesus naam. Amen.